Ons Vader, U is die bron van ons lewe. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Kom Gees van God, leer ons, en lei ons en begeester ons. Lei ons in die waarheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier kon saam sing, in grootheid, dat ons kon saam bid, self voor U kon verbemoedig, U teenwoordigheid kan kom soek vanmôre, en wil pleit dat ons sal hoor, en deur die Gees se werking gehoorsaam sal wees, sal word. Neem besit van ons hart en ons verstand. Buig ons voor U wil, sodat U ons kan seën soos wat U dit wil doen. Help ons om te buig in onsself, in ons eie wil, een kant toe te stoot, sodat die seëninge wat U in gedagte het, verhinder mag word. Hoor asseblief ons gebed, U ken ons harte, en weet wat elkeen se diepste behoefte en begeerte vandag is. In Jesus naam, amen. Ek wil vanmôre met julle 'n paar verse saam lees uit Jakobus 4. In die Nuwe Lewende Vertaling wil ek graag dit hier lees. Veral oor die teksvers behalwe. Jakobus praat met hierdie gemeente hier waar daar 'n klomp oneenigheid is. En gevegte en bekleierery soos dit ook maar vandag in die wêreld aan die gang is. Dan kom praat hy met die gemeente. Dis nie eens die wêreld, hy praat met die gemeente. Hy sê, waar kom die rusies en die gevegte onder julle vandaan? Is dit nie julle sondige drange wat julle ledemate soos soldate gebruik om te veg nie? Julle wil dinge hê wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Moord is letterlik en figuurlik. Julle is jaloers oor wat ander het, en as julle dit nie in die hande kan kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, is die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie omdat julle motiewe verkeerd is. Julle wil goed hê, net om dit self te geniet. Sê so, julle behoeftes gaan net oor julle self, julle selfsugtige eie begeertes. In julle huweliksverhouding met God is julle ontrou. Besef julle nie dat vriendskap met die wêreld jou 'n vyand van God maak nie. Hoor wat ek sê. As jy die wêreld tevrede wil stel, het jy klaar as vyand teen God stelling ingeneem. Of dink julle dat die skrif sommer maar net sê, dis die belangrike, God wil die lewe wat hy ons gee, net vir homself hê. So God wil die lewe wat hy vir ons gee,
net vir homself hê. God is egter besig om ons steeds meer genade te gee, om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. God wil die lewe wat hy ons gee, net vir homself hê. Nou die agtergrond vir hierdie gedeelte in hierdie preek van Jakobus hier, gaan oor die verdeeldheid en hebsug, selfsug van die mense. Nou, dis nie vreemd om hierdie gesindheid en gevoel en verdeeldheid en oorlog te sien waarvan hy hier praat nie, ons ken dit tot vandag. Ons sien hoe ons hele wêreld oral in oorlog is. Ons sien hoe dat mense begeer om te hê wat hulle nie het nie. En hy praat hier van hebsug en begeertes, en die begeerte waarvan hy hier praat is hedonisme. Dit gaan oor begeertes, en is 'n woord wat amper met 'n seksuele kleur het. En ander hy sê dit gaan oor jou eie genot. Jy wil dit hê net vir jou eie genot en genieting. So sien ons in die hele wêreld hierdie ding, die bekleierery oor al die eeue. Die een volk, die ander volk in besit neem. Ons ken die geskiedenis in die Bybel ook, hoe die volke in mekaar ingeval het. En dan kom hulle en hulle vat alles wat hulle kan kry. Hulle steel en roof al die rykdomme. En dan is hulle so lui om iets self te doen, dat hulle sommige mense vir wie se goed lig saamvat om vir hulle slawe te wees, dat hulle so min as moontlik kan doen, en so veel as moontlik kan geniet. En so gaan dit vandag nog. En ons eie volk het ons, in die Afrikaners, het ons hierdie geskiedenis. Van die Engelse wat van daar ver af gekom het in ons land in, oor hebsug en rykdomme, om het hier in die Transvaal met geweld te kom afvat. Hoe Afrikaner volks groei geknak is, met duisende vroue, kinders, en ander wat letterlik uitgemoor is as gevolg van hebsug. Dis die ou geskiedenis om te wil hê, meer en meer en meer te wil hê. En nou sê Jakobus, die rede vir al hierdie goedes, die begin van hierdie goedes, wanneer mense van God af wegdraai, iets in sy plek begin stel wat vir hulle belangriker word. Die mens in sy dryf na genot en oordadigheid omtrent in vermorsing. En om dit te kry met die minste moontlike moeite. Ons het so 'n jaar gelede langryk stilgestaan by die tema dat God mense gemaak het, my en jou, om in 'n verhouding met ons te lewe. En nou 'n intieme verhouding, en Jakobus skryf dit hier, soos met die huweliksverhouding. En in die Ou Testament hoor ons dikwels hoe die profete en die gestuurdes van God met die volk kom praat en vir hulle sê, julle het van God af weggehoorieer, julle het soos 'n ontroue vrou geword, julle het iemand anders in die plek gekry, in plaas van dat julle na God gaan soek, dan heel julle met die vyand en julle deel in alles wat julle doen vir julle eie persoonlike genot. 'n Stikkende verhouding, omdat mense van God wegdraai. En ons hoor hoe dat God jaloers is oor hierdie goed. Nou sê hy hier, die skrif sê nie verniet dat God die lewe wat hy vir ons gegee het, net vir homself wil hê nie. In die 83 vertaling sê hy, God wil die gees wat hy in ons gesit het vir homself hê. Dis
waarskynlik die verwysing na Genesis toe God mense gemaak het. Toe God mense gemaak het, het hy sy asem in hulle ingeblaas, sy gees en hulle lewend gemaak. Mense soos hy, wat kan dink en wat kan praat, sodat hulle met hulle verhouding kan hê. So God maak 'n mense om sy kinders te wees, om in 'n nou verhouding met hulle te wees. So nou sê hy amper soos in 'n huwelik. En hy soek getrouheid. Hy sê, ek het julle gekies. Ek het my lewensasem in julle ingeblaas. Ek het vir julle lewe gegee om met julle in hierdie verhouding te leef. En ons sien reg in die begin in die paradys, as die mens na iets meer, iets anders te soek. En hulle rug is waarop God draai as hulle ander keuses uitoefen. En as ons sien, wil hy hierdie intieme verhouding met God verloor, as hulle uit die tuin geskei word. En dan sien ons hoe die Here Jesus na die wêreld toe kom, om as ware 'n nuwe lewe te kom gee. En dan sê die ou is verby, die nuwe het gekom, dat hy sê, hy het sy lewe gegee, om ons ou lewe te kon uitwis en skoonmaak en ons 'n nuwe lewe te gee. Maar as ware weer 'n nuwe lewe in te blaas in hierdie stikkende verlore wêreld. En so roep hy ons terug. En dan sê Paulus, hy het vir ons gesterf en is uit die dood opgewek, sodat ons nie meer vir onsself sal leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgewek is. Sodat, Afrikaans nog leers, redegewende voornaamwoord. Wat was die rede, die motivering? Hy sterf, sodat ons kan terugkom, dat hy hierdie verhouding weer kan heelmaak, dat ons voorbegin, dat ons nie meer vir onsself sal leef nie, om hierdie selfsugtigheid net ek, vir wat ek wil hê, te kom regstel en voor te begin. Nou praat Jakobus en hy sê, daar is soveel verskeurdheid in hierdie wêreld, omdat julle op julle eie genot ingestel is. Julle wil net hê, en hê, en hê. En daarom word julle lelike mense, want julle raak in 'n verhouding met hierdie eiendomme en hierdie genot, en julle raak heeltemal wild, en julle raak van die pad af. En dan raak julle vyande met mekaar, en oorlog met mekaar, verdeel en verskeur. Gaan alles verloor. Sê, want julle het nie geleer om met die Here saam te leef, en te weet dat hy vir julle alles gee wat julle nodig het. Dit wat nodig is, om gelukkige mense, is vervulde mense te wees, wat sinvol en betekenis lewe. Deur Jesus sê nie verniet as hy met die nuwe boodskap kom, vir die nuwe lewe. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Die koninkryk van God, en dan sorg hy. As ons maar net oor hierdie dinge dink, en ons kyk ons ook soms, soos wat Jakobus hier praat met die kerk, ons dikwels ook na onsself kyk, en ons eie bekommernis oor onsself, dat ons vergeet dat God sê, as julle my koninkryk soek, my koninkryk bou, as hulle sorg dat julle het wat julle nodig het. Ek en David praat so tyd gelede, kyk ons na die kerk se inkomste. Ons het so omtrent R60.000 'n maand nodig om al ons rekeninge te dek. Munisipale rekeninge, salarisse, wat alles opels. Maar ons inkomste is so gemiddeld so 52.000. So ons kort elke maand 'n klompie geld. Maar die Here voorsien ook daarvoor. So om dit wat ons nodig het om voort te gaan as 'n gemeente, gee God vir ons 'n klomp goed uit die goedheid van mense wat skenk en wat omgee. Wat in die rekening inbetaal word.
Maar dan is daar ook ander dinge waarvoor ons moet sorg, vir die res. En as ons mooi kyk, sien ons dat God daarvoor ook sorg. Want in een van hierdie maande raak ons bekommerd, want skielik is die inkomste nie by die 50 nie, toe sit dit dink 37.000 in Suid-Afrika geskrik. Is hierdie dinge besig om, want dit het so effe begin afgaan, en ons is bekommerd. En ons sit selfs en dink, miskien moet ons die barmhartigheid en die kos gee, moet ons dit heroorweeg. Want ons moet kyk, ons is bekommerd oor die kontantvloei. En dan net daarna, dan kyk ons verder. As Dawid deur die boeke kyk, dan sê hy, dankie Vader, ons het nie, want as ons gaan kyk, dan besef ons, die vleis is 'n geskenk. Die groente en die voorbereiding is 'n geskenk. Die reis is 'n geskenk, die wernas is 'n geskenk. En die bietjie wat ons aankoop, word gedek deur iemand wat elke maand iets gee, dat ons besef, maar dit kom nie uit die kas uit nie. En as ons dit stop, dan stop ons dit wat die Here vir ons gee. En dan begin ons kyk, dat God vir ons voorsien met al hierdie projekte, met die Vadersdag, Moedersdag, en brandstof, die vakansie en al hierdie dinge. Ons sien ook dat die Here sorg, en ons sien dat ons inkomste kom aan. En ons kry by iemand R9.000 kontant en ons is dankbaar. Die volgende maand is die dankoffer sommer 40% beter. En dan skenk iemand 'n bees, nog iemand skenk geld vir 'n bees, en nog iemand geld vir 'n bees. En dan begin 'n mens moed kry, maar dan besef mense dat die Here ook sê, dis nie net vir agteroorsit nie. Dat hy vir ons sê, ek gee vir julle 'n klompie wat daar is. En nou vra ek vir julle om te woeker met wat julle het. En dat ons net agteroorsit en sê, Here sorg, en die Here gooi maar net so in die rekening in nie. Dat hy vir ons sê, nou het as julle net julle 3 bees, dat julle wild gaan bewerk dit. Dat ons hande uit ons sakke moet uithaal en koue, ons moet gaan vleis bewerk. En die kos wat moet gedoen word, as na 4 uur in die koudste week, verlede week, 4 uur opstaan, om die reis gaar maak, en sodat ons kan gaan aflewer. En dan doen ons dit met dankbaarheid, omdat ons sien God sorg. En God gee die beeste, en God gee die vleis, en hy gee die goed. En hy gee vir ons 'n naweek vir bazaar. En as mense wat meel bring, en olie bring, en al hierdie dinge, en God sê, hier is dit, gaan woeker daarmee. En dan vra hy vir ons, ek soek hande, wat die dag op die bazaar gaan werk. Dat is nie net agteroorsit nie. Dat hy vir ons sê, daai dag is 'n spesiale dag. Dat hy vir ons sê, ek het vir jou nodig, vir my en vir jou. En dat ons nie vir die Here sê, maar ons sukkel om 'n hand te hê, iemand wat dankbaar genoeg is om te sê, Here, op daai dag, kom ek dankie sê vir dit wat jy gegee het, en daai dag, kom ek daar sit, en dan kom rol ek 'n pannekoek, of braai ek 'n patty, of bou ek vir hierdie ouens dit wat hulle wil hê, beman 'n stalletjie. Want Here, dis ook my manier om vir te sê dankie. En dat ons waardering het dat U vir ons sorg. Want op daai dag maak ons nie net die verskil op van wat ons kort nie. Dis ook die dag wat ons vir die mense wat hier na toe kom wys dat ons in sy diens is. Dat ons met ons glimlag en ons vriendelikheid en die gees wat ons daar het, kom wys dat die Here Jesus lewe hier. Mense wat leef en wat hier weggaan, sê ons het dit geniet saam met Carlton Bossait en die Here wat daar teenwoordig was. God sorg, maar hy vra vir my en vir jou 'n verbintenis, 'n geloofsverbintenis, my kragte, my talente, my gawes, dat ek net agteroor sit en vir 'n paar in ons wat jaar vir jaar nie, dat ek vir hom sê, Here, dankie. En ek kom daai dag,
soos elke ander dag. As ons kom deure afskeer en ons kom mooi maak en heel maak, want ons is trots op die plek waar ons aanbid, waar ons vir die wêreld wys ons leef. Dit is die huis van die Here, die woonplek, die aanbiddingsplek van die Here, want hy woon in ons hart, wat ons vir U wil wys. Ons is trots op en dis wat ons vir U wil gee. Mooi maak, omdat U ons lewens kom mooi maak. Johannes sê, Jakobus sê, as ons verhouding met die Here reg is, dan seën hy. Maar as ons iemand in sy plek kom sit, sê dan is ons in vyandskap met God. Sê hy is 'n jaloerse God, wat sê my gees en my lewe wat ek in julle gesit het, wil ek net vir myself hê, vir my en vir my koninkryk en die opbou en die dra van hierdie gemeente as 'n aanbiddingsplek, plek waar ons kan by mekaar kom om te leer, om bemoedig te word, om te aanbid, en 'n welkom plek waar die liefde van die Here beleef kan word. As ons syne is, dan sê hy, as julle in my diens is, dan sorg ek. As ons bekommerd is en sê, waar gaan dit vandaan kom? Dan sien ons van die Here het die barmhartigheid daarvoor klaar gesorg. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. As ons bang is, dit sluk strome van ons inkomste en ons kyk na die sonne, dan sê vir ons, dat is wat God wil hê. Dat julle barmhartig sal wees, dat julle sal omgee, dat julle sal uitdeel. Dit is ons roeping. Ek voorsien. God voorsien. En daarom is daar mense wat hierdie kos reg maak, pakkies maak en gaan aflewer en uitdeel. Daarom is daar mense wat sê, dankie Here vir dit wat U vir ons gee, ons gaan berei dit voor. Daarom is daar mense wat dankbaar is en sê, Here, op daardie dag gee ek my hande, my voete en my tyd. Daar's mense wat sê, daardie dag wil ek vir die wêreld wys, Jesus leef, hy leef in my en hy leef in hierdie gemeente. En daar is dit vir ons spesiaal as iemand sê, dit was iets spesiaals om saam met julle te kuier. As ons die Gees sien en die liefde en die omgee. Dit is die goed wat gebore word wanneer 'n mens aan die Here verbind is. God sê reg van die begin af, as hy die 10 gebooie gee, dan sê hy, ek is 'n jaloerse God. Die enigste God, jy mag niemand anders of niks anders ter my plek hê nie. Ek wil heel eerste wees. Dis as julle my koninkryk soek en gehoorsaam is, sal julle alles hê wat julle nodig het. So 'n stuk of 15 jaar gelede was daar 'n byeenkoms in Krugersdorp. 'n synodale byeenkoms, so vir 'n dag. Wat gaan dit om die deel van die mooi stories van gemeentes wat diep in die moeilikheid was en waar nie geweet het waar gaan dit eindig. Dat 5 gemeentes genooi met ons die res hierdie boodskap te kom deel. Daarom glo dan en vertel ek dit oor en oor. Die gemeentes wat as waar die plank en uit was, wat begin het om te gee, wat begin het om uit te reik met liefde, genade, en gesê het, Here, ons soek die koninkryk. En hoe dat die Here die mense wat gegee, hulle tyd en hulle liefde, wat daar begin het, en die gemeentes opgetel het. Toe vergader ons in 'n gemeente in Krugersdorp Wes, wat alles verval en weg was. 'n jong predikant en sy vrou wat daar begin het, en die mense wat in ellende is en swaar gekry het, hulle oral gaan besoek het, en hulle geroep het om te kom. So dikwels sê die mense, ons gaan nie baie moeite doen met hierdie ouens nie, en dan sê ons maar, doen nie moeite nie, want hulle bring nie jy's geld en die pas die ander ons op, soos baie gemeentes doen. Maar
hulle het gaan kyk, dat die mense wat nie het nie, die evangelie gegee, God het gesorg. Hulle het 'n groot kerk daar gebou. Wat soos amper soos 'n amfitheater binne lê. Geboue en kantore. En hierdie mense wat niks het nie het gekom, en die kerk kom verf en kom heel maak, en die tuin kom mooi maak, en saam kom aanbid. En hulle het mense getrek in die arme deel in die omgewing. En dit verander in 'n lewende gemeente. Een van die gemeentes in die verkeerde kant van die dorp. Wat een van die spesiale woonplekke van die Here was. Om vir die Here te sê, ons vertrou op U, en ons wil doen wat U wil hê ons moet doen. Ons wil hierdie huweliksverhouding waarvan Jakobus praat, ons wil dit ag en eer. Ons gee onsself vir U, en ons vertrou op U. U sal sorg. Daarom is dit hierdie belangrike ding, dat ons sal glo en sal weet, dat God vir ons sê, as ons doen wat hy wil hê ons moet doen, en ons is getrou aan hom, dan hou hy sy kerk en sy gemeente in stand om voort te gaan met dit waarvoor hy vir ons geroep het. Laat ons hierdie ding hoor in ons persoonlike lewe en alles. En dit wil sê, as daar 'n tekort is en vlakheid in ons geestelike lewe, dan is dit omdat ons nie ons volkome aan hom verbind het, in ons gebed en ons vertroue op hom nie. Dat daar 'n lou verhouding is, omdat God ernstig in hierdie gejaag moet erns inpas, terwyl ons by mekaar maak en geniet. En dan sou ons sê, maar ek is nie besig om in brassery en al hierdie soort van dinge te verval nie. Dan moet ons vir onsself vra, maar as die Here eerste in my lewe, soek ek eerste die koninkryk, is dit eerste sy diensknegt, gekoop, om nie vir myself te leef, maar vir hom. En die wêreld dit weet, dat ons nog ontdek, dat ons nader ons aan hom kom, nader ons aan oorgawe kom, en hoe meer ons onsself en ons tyd en ons gedagtes en ons kragte vir hom gee, meer ontvul hy ons lewens met betekenis, vervulling, dat ek kan weet, dit is die lewe, wat hier begin, en wat volkome word, as hy weerkom. Mag ons hierdie ding hoor, mag ons daarna jaag en daarvoor werk, om die lewe, Here, wat U vir my gegee het, net vir U te gee. En in alles wat ek doen, en oral wat ek doen, waar ek is, altyd is, Here, nommer 1, is U. Word verheerlik deur ons hart en ons gesindheid. En hierdie laaste entjie wat ons werk vir die bazaar, dat ons opnuut onsself en alles daarin sit. Ja, om ook dit wat die Here geleentheid wat hy vir ons gee, om die fondse vir sy skatkis bymekaar te maak, sodat ons sy kerk kan wees, sodat ons kan sorg vir hulle wat nood het. Maar ook om te kom wys, die Here woon hier, in ons en deur ons, en ons wil hom laat sien. Amen. Kom ons sing die Onse Vader hier in ons gebed, wat ons vir hom vra, laat U wil geskied. Geef vir ons alles wat ons nodig het. Vergewe vir ons die skulde, skuld teenoor U. Laat ons vergewe, soos U ons vergewe. Verlos ons van hierdie bose ding, dat ons verhouding aanknoop met ander goed, wat nie in die bekendheid moet staan nie. Dat ons weet, die krag, die sterkte, kom van U af, vir hulle wat in